Welkom by hierdie lesing oor die skep van 'n omvattende navorsingsverslag. Vandag sal ons die noodsaaklike komponente en struktuur wat nodig is vir 'n effektiewe verslag ondersoek. 'n Navorsingsverslag moet verskeie elemente en terugvoer in 'n samehangende dokument sintetiseer. Sleutelare sluit in teoretiese agtergrond, navorsingsmetodologie en analise. Die titelblad moet die titel van die navorsingsverslag, die skrywer se naam en die datum van die afhandeling van die verslag. Die titel moet duidelik, bondig wees en belangstelling wek. Die inhoudsbladsy organiseer die verslag se struktuur, bied maklike navigasie vir lesers. Dit moet alle opskrifte en subopskrifte insluit. Die abstrakte of uitvoerende opsomming gee 'n oorsig van die hele verslag. Dit kortliks dek die navorsingsprobleem, ondersoekmetodes, bevindinge en implikasies. Die inleiding afdeling stel die navorsingsonderwerp, doelwitte en betekenis. Dit verskaf konteks en rasjonaal vir die studie, tesame met die metodologiese benadering. Die literatuuroorsigh ondersoek relevante literatuur en teoretiese raamwerke. Dit identifiseer leemtes, debatte en neigings in bestaande navorsing en bied sleutelkonsepte aan. Die navorsingsbenadering en metodologie afdeling bied die navorsingsmetodes, insluitend data-insameling en ontledingsprosedures. Dit beskryf die navorsingsontwerp en steekproeftegnieke. Die ontleding en bevindingsafdeling ontleed die data ingesamel deur toepaslike tegnieke te gebruik. Bevindinge word duidelik aangebied, ondersteun deur tabelle, grafieke of aanhalings. Die gevolgtrekkings en aanbevelingsafdeling som die hoofbevindinge en hul implikasies op. Dit bied aanbevelings vir toekomstige navorsing of praktiese toepassings. Die verwysingslys sluit in alle bronne wat in die verslag aangehaal word, volgens 'n konsekwente aanhalingstyl. Bylaes bevat aanvullende materiaal soos rou data of vraelyste. Deur hierdie elemente in 'n samehangende struktuur te sintetiseer, kan navorsers 'n omvattende verslag skep wat die studie se doelwitte, metodes, bevindinge en implikasies effektief kommunikeer. Dankie vir jou aandag.